Goeiemôre liewe gemeente. Julle moenie angstig raak nie, hoor. Ek het net gedink ons gaan vanoggend almal saam die klok lei, soos Dominee Karel nou laasweek om gelei het, nê? So ek gaan vir julle aftel as dit 9 uur is en dan lei ons almal saam die klok. Onthou julle hoe dit hy gemaak? Ding dong, nê? So as dit 9 uur is, my oog is op die horlosie, dan tel ek en dan lei ons almal saam vanoggend hierdie kerkklok. Dankie. Nou toe laat ek vir julle met volle oorgawe aftel en dan moet julle met volle oorgawe lei, nê? 3, 2, 1. Ding dong, ding dong. Baie dankie liewe gemeente. Laat ek nou maar net vir die mense by die huis sê wat vir ons aanlyn kyk, wat die situasie hier in Queenswood is, nê? Want dit is nogal 'n donker affære vir die laaste week. En dis nou baie snaaks, want 'n mens kan nou sekere goed weet jy, nê? Jy weet, jy moet nou, teen hierdie tyd is ons nou gewoond sekere goed doen, op 'n sekere manier, waar ons nou plan maak vir kos en om goed koud te maak, maar sekere goed vergeet ons nou, soos die kerkklok. En dit sou nou gewees het, ek sou nou hier gestaan en wag het vir die klok om te lui, en julle sou vir my gewag het. So, dankie vir Annelie wat my herinner het aan die kerkklok en Susan. Ons kerkklok het gelei. En niks sal vir ons uit die kerk uithou nie, nê? Ek moet sê, ek is baie beïndruk met julle almal. Almal lyk vir my nog baie mooi en mooi skoon en julle ruik ook nog vir my lekker. So, ek dink die gesindheid waarmee julle hierdie krisis hanteer is vir my baie inspirerend, hoor. Ek is baie dankbaar. Hou goeie moed, moenie moed verloor nie. Na 'n week weet ek dit is nou niks meer lekker nie. Ons het die klok gelei, julle hoor. Welkom Adri, Etienne. Julle is betyds. Met al hierdie uitdagings wat saam met ons gaan, ons is daarom ook 'n bietjie bly die skool het Vrydag gesluit, nê? So dit is rustiger oor die algemeen. En ek hoop julle kan ook 'n bietjie rustig wees en hopelik kom die krag nou aan, of as die kinders nou kom kuier, of julle by die kinders sommer vandag, môre op die laaste. Anders nooi ek julle uit om almal daar by my huis te kom bad, hoor. Julle is welkom enige tyd. As ons so vinnig deur die afkondigings gaan vanoggend, wil ek nou net gou hierso kyk. Ons het 'n lang lys verjaarsdae. En ek wil sommer vooruit vir julle almal baie geluk sê. Ek het nou ook na 3 maande bietjie wakker geskrik en gesien hier is regte egte verjaarsdagkaartjies op hierdie kansel. So as ons nou kollekte opneem, dan gaan ek nou vir die eerste keer regtig my werk doen, nê? Of dit reg doen. En as jy dan verjaar in die week, steek jou hand hoog op, dat ek asseblief vir jou kan kom gelukwens met jou verjaarsdag. Ek sê altyd vier dit, nê? Vier dit met oorgawe, want ons is wonderlik bly vir so 'n groot dag. Elke verjaarsdag is 'n groot seën in ons lewe. Ek wil net gou dan sê op ons gebedsversoeke,
Tannie Bet Slippers en Tannie Martie Erasmus is baie siek op hierdie stadium, beide van hulle. Herman, ek het jou nie gesien nie, is hy dalk hier vanoggend? Hier sit hy voor my oë. Ek gaan sê dis die krag wat af is en dis donker. Ekskuus Herman, hoor. Maar baie dankie dat jy hier is en weet maar net, ons as gemeente staan saam met julle. Hierdie familie is so geliefd, almal gee so om en stel so belang. Asseblief, julle kan enige tyd vir Tannie Martie gaan kuier, praat met Herman. Hy sal vir julle die details gee. Maar weet asseblief, ons is saam met julle hier, Herman, en ons dink aan julle en julle familie elke oomblik. Dan is hier nou 'n lang lys van dinge wat gebeur het. Die van u wat Vrydag hier was, sou gesien het, ons het weer 'n wonderlike klereverkoping gehad. En hierdie keer het ek nou sommer self aankope gedoen en ek het gesê ek gaan hierdie klere dra kerk toe. Dat ek ons butiek kan kom bemark, nee, want ek is verstom. Elke keer en so dankbaar vir die ongelooflike moeite en werk wat daarmee gepaard gaan. So vir elkeen wat betrokke is by hierdie reusagtige projek en harde werk, wil ek nou net eers sê, julle is skitterend. Ek dink ons kan vir hulle 'n bietjie hande klap gee vanoggend. Hierdie selfe briljante span is dan ook besig om vir ons 'n wit olifant markdag te reël op die 12de April. Ek het nou so saggies in my oor gehoor, hulle gaan al uitpak die middag van die 11de, as jy dalk in die ronde is, kan jy dalk so, hoe sê hulle mos altyd, the early bird catches the worm, nee. So as jy in die ronde is op die middag van die 11de, dis 'n geheim, moet dit vir niemand sê nie, maar dan die 12de is amptelik die dag en dit is 'n wonderlike feesdag. Ons gaan lekker worsbroodjies verkoop en 'n paar ander dinge. So kom kuier saam, kom koop saam. As dit is hoe die klerewinkel lyk, dan is ek besonder nuuskierig en opgewonde om te sien hoe lyk hierdie wit olifant markdag. Dan dink ek, dit is nou eers dit vir ons. Ek hoop nie ek het iets uitgelaat wat vir my in die moeilikheid gaan laat beland nie. Maar gelukkig is ek ook nie baie bang nie, so julle moet my maar eers kom vang, nee. Wat 'n wonderlike oggend om by mekaar te kom. Reg oor die wêreld. Mense wat op 'n Sondagoggend by mekaar kom in die Here se naam, saam kom groot maak en kom loof en prys. En ek hoop dat ons besef, as ons so in die teenwoordigheid van die Here is, hoe bevoorreg ons is. Mag dit vir jou 'n besonderse geseënde oggend wees. Mag jy al daai kommer en al daai kwaad en opstandigheid oor hierdie situasie wat om ons aangaan, so bietjie diep bære in jou hart vanoggend. Dat die Here net eers vir jou so kombersie kom oorgooi, nê, en jou kom rustig maak. Dis 'n besonderse eer om so by mekaar te wees. Geliefdes, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, welkom in die huis van die Here. Ons sing saam vanoggend, en julle moet nou weet, Annelies se vingers juk nou al vir die orgel, maar ek dink sy is hier by die klavier, ek kan haar nie mooi sien nie, maar sy gaan lekker hard speel, en julle moet lekker hard sing. Ons het bekende liedjies gekies, so ons het nie regtig 'n verskoning nie, nê, om hierdie woorde met ons hele hart te sing nie. En ons gaan begin daar met Liedboek 207, verse 1, 3 en 4, eer aan die Vader, wat alles gemaak het. Hy is ons verlosser en vriend. Dankie Annelie.
Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Selfs al gaan ek deur donker dieptes. Psalm 23 bly een van ons grondslagtekste in die Bybel, nê? Want dit is so kragtig om vir ons te sê, wanneer ons deur hierdie moeilike tye gaan, of beproewende tye, en ek praat nou van enige ding, of dit hierdie frustrasie is met die krag, en of dit nou gaan oor ons geliefdes wat siek is, of ons voor 'n oop graf staan, of ons moeilikheid het by die werk, dalk konflik in ons familie. Die Here is by ons. Hy laat ons nie 'n oomblik alleen nie. Mag jy uit dit jou krag put vir wat ook al op jou pad is, en weet jou herder is by jou elke oomblik. Kom ons dank ons Here saam deur saam te sing Liedboek 5:4-3 verse 1 en 2 aan die Vader dank en ere. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Volgende week is juis ons Sondag van danksegging en verootmoediging. En ons kan nou al begin, nê? Om dit waarvoor ons dankbaar is, so voor die Here te lê en te sê, Here, ons het soveel om voor dankbaar te wees. Terwyl ons so bly sit, aan die Vader dank en ere verse 1 en 2. Liewe vriende, ons teks vanoggend kom daar uit Jesaja 61 vers 1 tot 11. En ek gaan nou vir julle so 'n bietjie vertel hoe het hierdie teks nou gebeur, nê? Want dit is nogals 'n vreemde teks. Nie een waarmee ons baie bekend is nie, nê? Ons is nie almal so mal oor Jesaja nie. Die ou kan nogal vir ons partykeer in 'n depressie in praat, nê? Maar hier is soveel rykdom in hierdie wonderlike boek. En hoe hierdie teks by my uitgekom het, ek sou dit regtig nie op my eie opgespoor het nie. Maar ek glo mos altyd die Heilige Gees werk so deurlopend met ons. En wanneer iets soos hierdie gebeur, wat 'n teks op so wyse na jou toe kom, dan is dit lekker om 'n boodskap te bring, want jy het hierdie bevestiging en jy weet, maar dit is die regte boodskap. Dis nie sommer iets wat hier in my gemoed lê, wat ek graag vir julle wil deel nie. Dit is 'n boodskap van die Here af, wat ons ag op moet slaan. So daar by Jesaja 61, vanaf vers 1 tot 11,
Ek sê net gou so vinnig, julle almal weet Jesaja was 'n profeet. 'n Profeet is nie 'n waarsêer nie. Hy was 'n boodskapper van die Here af. Hy het 'n boodskap ontvang van die Here af direk en dit was sy werk om dit met die mense te gaan deel. En Jesaja, soos ons baie van ons ander profete ook het voor, tydens en na ballingskap het hy opgetree. So hy het nie 'n maklike tyd gehad nie. Hy moes 'n paar swaar boodskappe bring, maar ook 'n paar wonderlike boodskappe. En vandag se boodskap is dit. Vandag se boodskap is so bemoedigende, mooi boodskap wat Jesaja vir ons kom gee. Dat ek wens ons hierdie teks eintlik baie meer bekend sal mee word. Laat ons hom gereeld sal lees en hoor wat die Here vir ons sê. Want hy wys dit vir ons nie net op een plek nie, hy wys dit op verskillende plekke vir ons in sy woord. So met die woord van die Here oop voor ons, kom ons sluit ons oë. Ons almagtige hemelse Vader, Here, hoe goed ken U elkeen van ons? Hier waar ons sit, het ons gekom, Here, omdat ons gevoel het, dis 'n behoefte. 'n Behoefte wat U Gees in ons harte geplaas het. Here, dankie vir die voorreg om saam U te mag aanbid. Op so 'n spesiale oggend, Here, wat ons altyd dink aan U opstanding en wat ons U groot naam eer en prys. Dankie dat ons so vrye toegang tot U en U woord en tot mekaar het. Dat ons 'n gemeenskap kan wees van gelowiges, Here. Here, ek kom bid dat hierdie boodskap wat U in ons harte gelê het, dat dit vir ons 'n openbaring sal wees, opnuut van U grootheid en U goedheid, Here, en U alwetendheid. Dankie dat ons weet, ons Herder is by ons, ook wanneer ons deur donker dieptes gaan. Ons het U innig lief, Here, en ons loof en prys U groot naam. Amen. Kom ons lees saam. Die opskrif daar, eer in plaas van smart. Die Gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon. Die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur vertroos. Die dag waarop hy vir die in Sion wat treur eer gee, in plaas van smart. Vreugde in plaas van droefheid. Blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Hulle sal die eeue oue pynhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê. Hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê. Uitlanders sal in julle diens wees en julle kleinvee oppas. Vreemdes sal in julle lande en julle wingerde werk. Julle sal genoem word priesters van die Here, dienaars van ons God. Julle sal van die rykdom van die nasies geniet, die trotse eienaars word van hulle besittings. In plaas van vernedering sal julle 2 keer soveel besittings hê as tevore. In plaas van minagting sal julle lof ontvang oor wat julle besit. Julle sal in julle land 2 keer soveel besit as tevore en julle sal altyd vreugde hê. Ek is die Here. Ek het die reg lief. Ek haat roof en misdaad. In my trou sal ek my volk gee wat ek beloof het. Ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit. Hulle afstammelinge sal bekend wees onder die nasies. Hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat na my volk kyk sal besef dat hulle 'n volk is wat deur die Here geseën is.
Ek is baie bly oor die Here. Ek juig oor my God, want hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos 'n bruidegom met 'n priesterkroon op, soos 'n bruid met haar juwele aan. Soos die grondplante laat uitspruit, soos die plante in die tuin vrugte gee, so gee die Here my God die oorwinning en laat hy al die nasies luister na die loflied tot sy eer. Dis bietjie 'n verwarrende vers of 'n teks, né? Bietjie verwarrend as hy sê jy sal eintlik in besittings soveel seën ervaar. Maar waar kom ons te mekaar? Want wat sê die Here nou eintlik vir ons, né? Dit is so teenstrydig met dit wat ons weet van ons Here. Maar geliefdes, ons verstaan die Bybel dikwels so verkeerd. Want dis geensins wat die Here bedoel nie. Die opskrif eer in plaas van smart. Onmiddellik dink ons aardse eer, nê? Here, maar waar is myne dan? As ek so 'n goeie kind is van U en ek volg al die wette en ek doen al hierdie dinge, waar is my deel dan? Waar is my seën dalk? Want ek het dikwels swaar, ek het dikwels kommer, of dit nou finansiëel, emosioneel, enige vlak. Dit gaan nie net met ons goed nie. So wat sê die Here hier vir ons? Nou kom ek vertel gou vir julle so 'n bietjie hoe het hierdie teks nou na my toe gekom. Julle weet mos nou my kollega het verskriklik gebrek dat hy met verlof gaan in die laaste tyd en ek het geweet, kyk, jy gaan bietjie in die diep water gegooi word, nê, maar ons kan swem, so, ons gaan swem. Ons mis hom, maar ons probeer ons beste om te doen wat van ons verwag word, nê. Ek het net nie verwag, as ons sê, ons is hier, dat sommer maandag, sy eerste dag van verlof, toe laat Elani my weet, daar is 'n dame wat graag 'n gedenkdiens vir haar moeder wil reël. Iemand wat ek nie ken nie. Dis altyd baie sleg as jy 'n begrafnis of 'n gedenkdiens doen en jy ken nie die persoon nie. En dit was vir my belangrik en behalwe vir dit sê sy toe nee, die dogter toe sy met my praat, dit moet woensdagoggend gebeur. Nee, woensdag of donderdag, maar woensdag is eintlik toe die enigste opsie vir my. En ek sê nou kom, laat ons mekaar net ten minste ontmoet en so bietjie hoor, wie was hierdie dame? Wie is julle? Wat is julle behoefte vir hierdie diens ensovoorts? En ons gesels vreeslik lekker. Maar die teks wat hulle as familie toe gekies het, is Jesaja 61 vers 3. En ek het 'n klein angsaanval gekry. Nee, want julle weet mos teen hierdie tyd, ek hou daarvan om voorberei te wees. En ek weet, daar's nie baie tyd voor woensdagoggend nie. En Jesaja is nie jou speelmaat nie, jy moet jou huiswerk doen. Kom ek lees gou vir julle wat staan daar in Jesaja 61 vers 3. Daar staan, die dag waarop hy vir die in Sion wat treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. En toe sy vir my sê, hierdie teks, toe verduidelik sy vir my hoekom. Hoekom het hulle hierdie teks gekies? Want vir hulle was dit gees geïnspireerd. En ek het die familie se toestemming om hierdie storie te vertel. So ek wil nou amper sê, hier's 'n voetnota wat sê, based on a true story, nee. Gelukkig soos die meeste dinge in die Bybel. Maar die dame wat oorlede is Tannie Mara Beileveld. Hulle is nie in ons gemeente nie, maar die tannie het vir baie redelike ruk in Susanstrydom gewoon. En haar naam Mara was vir haar gegee, omdat sy skande op hulle familie gebring het. Dit het my hart gebreek, om te weet dat iemand vir 93 jaar aan hierdie stryd, sy het hierdie stryd gehad met hierdie naam wat haar ouers vir haar gegee het. En laat ons dan nou vir mekaar sê wat die stryd was.
Hierdie babietjie het bietjie haar opwagting gemaak voordat die trouring aan die vinger was. Nee. So van klein tyd af was sy nie welkom nie. Mara beteken bitter. En hierdie ouers was verbitterd oor hierdie kind se geboorte. Wat daarom so seer moet wees om jou lewe lank aan hierdie boodskap te dra. Hulle boodskap vir haar was om te sê, sy het nou eer in plaas van smart. Sy het 'n wonderlike lewe gelei, moet asseblief nie dink sy het soos 'n Mara gelewe nie. Sy was 'n besonderse vrou. En dis hoekom dit vir my so 'n besonderse boodskap is, want ek dink Tannie Mara kom vandag vir ons almal iets leer van hoe om die lewe te lewe. Ek gaan lees toe nou hier oor die woord Mara. En vir julle wat julle Bybel so goed ken, moet hier nou al 'n paar klokkies lui, nê? Want Mara is nie vir ons 'n onbekende woord of 'n naam in die Bybel nie. Ek wil gou net daarso lees waar hy sê, vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit het. Hy gee vryheid of vrylating vir persone wat opgesluit is. En dan dink ons maar hoe, dit het dis geensins van toepassing op ons nie. Maar ons vergeet van die tronk met die oop deure, nê? Want ja, ons hoef nie tronk te wees in die fisiese tronk om vrygelaat te word nie. Ons tronk is dikwels hier, in ons koppe, of in ons harte, of in ons herinneringe. 'n Tronk met oop deure, 'n lewe wat ons leef, maar ons voel so vasgevang. In die eerste teks wat ek by uitkom is hier in Eksodus 15. Eksodus 15, en julle ken hierdie storie goed. Bitter water word soet. Nou onthou julle, die Israeliete het nou uitgetrek uit Egipte, nê? Hulle het nou net vinnig getrek deur die droë see. Die Here het vir hulle pad deur die see gemaak. En 3 dae later gebeur hierdie ding. Bitter water word soet. Moses het die Israeliete laat wegtrek van die Rietsee af. En hulle het na die Sur-woestyn toe gegaan. Hulle het 3 dae lank die woestyn ingetrek en geen water gekry nie. Toe hulle by Mara aankom, kon hulle nie die water drink nie, omdat dit bitter was. Daarom het hulle die plek Mara genoem. Die volk het by Moses gekla, wat moet ons drink? Moses het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Hy het dit toe in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het die Here die volk op die proef gestel en daar het hy vir hulle 'n vaste reël neergelê. Hy het gesê, julle moet goed luister na wat ek, die Here julle God sê. Julle moet doen wat reg is in my oë. Gehoor gee aan my gebooie en alles doen wat ek vir julle voorskryf. Dan sal ek geen een van die siektes waarmee ek Egipte getref het oor julle bring nie. Want dit is ek, die Here wat julle gesond hou. Daarna, hoor mooi, het hulle by Elim aangekom met sy 12 fonteine en 70 palmbome. En daar by die water het hulle kamp opgeslaan. Jy sien wat ek besef het is, ons is presies dieselfde. Mara is 'n plek in ons lewens. Mara is 'n plek in my en jou lewe. Elke plek waar jy en ek al gestaan het, wat vir ons swaar was. En dan sê die Here vir ons hoe om dit te hanteer. Hy sê, bly op my vertrou in hierdie tyd. Dis 3 dae nadat jy 'n wonderwerk gesien gebeur het. In jou lewe, hoeveel wonderwerke van die Here het jy al beleef? Maar wanneer dit nie met ons goed gaan nie, dan vergeet ons baie vinnig, nê?
Dan vergeet ons baie vinnig wie die Here is en wat hy alles vir ons gedoen het, net soos hierdie Israeliete. Maar wanneer jy daardeur is daar 70 palmbome en 12 fonteine water. Mara in die Bybel is in die eerste plek, 'n plek waar ek en jy dikwels voor te staan kom. In die tweede plek, Mara is nie net 'n plek nie, Mara is ook 'n wat? Julle moet nie so stil wees nie, julle moet mos met my praat, julle weet mos, né? Sê weer? Nee, dit is 'n oase. Dis baie reg wat jy sê, van die babsie. Maar Mara was ook 'n persoon. Onthou julle daar in Rut 1, as Naomi wat beteken lieflik, dan sterf haar man en haar 2 seuns. En sy gaan terug na haar land toe. En sy sê vir haar skoondogters, julle hoef nie saam met my te kom nie. Ek gaan na my huis toe, maar julle kan hier bly. En dan sê Rut, nee, sy kom saam. En hulle gaan terug na Naomi se land toe. En as sy daar aankom, en hierdie is baie jare terug, né? Wat Naomi, wat lieflik beteken, dan hier in haar land terugkom. En as die mense haar sien, dan sê hulle vir haar, maar dit is mos Naomi. Dis Naomi, ons herken haar nog, dis dieselfde persoon. En dan sê sy, moenie my meer Naomi noem nie. Noem my Mara, want die Here het alles van my af weggevat, vir wie ek lief is. Moenie my Naomi noem nie, noem my Mara. Ek is nou bitter en godsverlate. Nou vra ek vir jou, was Naomi iemand anders? Was sy nou 'n Mara? Sy was nie, sy was dieselfde mens. Haar mense het haar onmiddellik herken. Het gesê, maar hierdie is mos Naomi. Lieflik. Sy was nie 'n ander persoon nie, sy was nog steeds Naomi. Maar sy het gevoel soos Mara. Sy het gevoel, die Here het my nou verlaat. My seer is nou net te groot vir my. Dan sê die Here hier in Jesaja vir ons, die wat treur, sal ek troos. En hy sê dit so mooi, as ons praat oor hierdie genade, want dis waarvan hy praat. Hy sê, ek sal hulle troos, deur vir hulle my genade te gee, in oorvloed, daar by die oase, né? Waar hulle aangekom het, as hulle gevra het vir iets, het die Here dit vir hulle in oorvloed gegee. Net soos Naomi, want min het sy geweet, dat haar skoondogter toe, een van Dawid se voorvaders in hierdie wêreld sou inbring, né? Sy was mildelik geseën hier in haar nuwe lewe. Mara is 'n plek en Mara is 'n persoon. En beide van hierdie is van verbygaande aard. Jy is nie waar jy is in jou lewe nie. Dit is nie jou identiteit nie. Jy is nie wie jy voel nie. Dit is nie jou identiteit nie. Want die Here betoon genade aan wie? Hy sê aan die wat op my bly vertrou. As jy op my bly vertrou in jou donkerste dieptes, jou genade, ek gee jou soveel genade. Ek sal vir jou sorg. Dit beteken dat wanneer ons deur hierdie moeilike tye gaan, hierdie uitdagende tye, dan is dit vir ons bietjie moeilik. Ons doen paar dinge. Gewoonlik in die eerste plek verwyd ons die Here.
Soos Here, maar hoekom moet dit nou met my gebeur? Hoe kan U dit toelaat? Ons moan, nee? Ons kan sê, ons kan bly moan by mekaar en kla. Vir Here sê, maar hierdie ding is nie regverdig nie. Dat dit met my moet gebeur nie. Dan raak ons verbitterd. Ons raak maras. Ons raak verbitterd. In Jesaja 60, net die hoofstuk voor hierdie een, staan daar, die Here het lote geplant. Dis nou ek en jy. En dan wat staan hier in Jesaja 61, wat ons nou net gelees het? As die Here die loot geplant het, wat word ons? Bome van redding. Is dit nie aangrypend mooi nie? Bome van redding, sê hy. Wanneer word ons hierdie bome van redding? Want dit is 'n vreemde konsep vir ons, né? Dis iets wat ons nie verstaan nie, maar ons sien dit oor en oor. Ons sien hierdie 70 palmbome. Ons sien hierdie lote wat die Here geplant het. Net 'n mens wat deur swaar gegaan het en derentyd op die Here vertrou het, weet hoe om 'n boom van redding te wees vir iemand wat nou deur 'n swaar tyd gaan. Dis hoekom jy 'n boom van redding word. Die Here gebruik jou. Hy wil jou gebruik. Hy wil jou gebruik om ander mense se hande te vat en te sê, maar weet jy waar was ek in my lewe? Kom ek sê ja. En weet jy waar is ek vandag? Vandag kan ek 'n verskil maak in ander mense se lewens, oor die Here so groot verskil gemaak het in myne. En daai verskil weet ons. Dis nie ons wat die verskil maak nie. Ons kan net daar wees. Dis die Here wat self vertroosting bring. Dis die Here wat self krag gee. Hy sal dit doen. Ons kan hom vertrou. Maar hoe kan jy ooit in jou lewe 'n boom van redding word, as jy nie 'n storie het om te vertel nie? As jy nie kan sê wat die Here vir jou in jou lewe gedoen het nie? Dis nie vir ons lekker nie. Ons hoef nie vir mekaar te jok nie. Dood, siekte, hartseer, hierdie dinge is aaklig vir ons. Die Here weet dit. Hy het saam met ons gehuil. En ek wou hê jy moes dit gehoor het toe ek gelees het wat hy sê, ek haat misdaad. Ek haat dit. Want so dikwels dink ons dat die dinge wat op hierdie aarde gebeur, die Here se skuld is. Liewe vriende, dis tyd vir 'n wake-up call. Want dis nie die Here wat vir ons skade wil berokken nie. Die Here het vir ons al die genade gegee wat ons nodig gehad het. En ons gaan nou praat oor presies hoe hy dit doen. Maar laat ons ophou om die Here te verwyd vir goed wat mense aan ons doen. Of vir dinge wat met ons gebeur in hierdie lewe. Dinge gaan met ons gebeur. Die Here vra vir jou 2 dinge. Hy vra vir jou, wat is jou gesindheid wanneer hierdie dinge gebeur? Want dit bepaal nogal 'n paar ander dinge. Wat is jou gesindheid wanneer jy deur hierdie swaar dinge gaan? Is jy verwytend? Is jy verbitter? Is jy kwaad? Of hou jy jou vrede deur jou geloof? Daai 2 G's, nê? Gesindheid en geloof. Want dis jou geloof wat jou gesindheid gaan bepaal. Sê nie jy moet emosieloos deur hierdie lewe gaan nie. Jy mag kwaad word, jy mag hartseer word. Maar deur jou hartseer en jou kwaad, doen jy dit as 'n gelowige kind van die Here en hou jy aan die Here vas? Of draai jy jou rug op die Here en verwyd juis die een wat by jou is in hierdie tye? Hoe seën die Here ons? Want dis wat ek nou bedoel het toe ek gesê het, hy
maak ons nogal de mekaar, Jesaja, as hy sê die Here seën ons met fisies, né? Dit klink of hy vir ons baie dinge gee, rykdom, roem. Dis nie wat die Here bedoel nie. Aardse rykdom en roem het nog nooit iets beteken nie. Dis net vir ons mense wat ons dink het beteken iets. Die Here se genade was vir ons so groot, dat hy vir ons aan 'n kruis gesterf het. Dat hy ons straf op hom geneem het. Sy genade wat vir jou sê, hierdie lewe op aarde, maak nie saak wat gebeur nie, of jy nou hier is vir 2 jaar, of vir 20 jaar, of vir 100 jaar. Jou lewe op hierdie aarde is nie 'n persent nie. Ek is glad nie 'n wiskundige nie. Maar wat se breekdeel is jou lewe op hierdie aarde in vergelyking met die ewigheid? Want dis wat die Here vir jou gee. Jy het 'n ewige lewe. Jou lewe gaan nooit ophou nie. Jy gaan nooit ophou bestaan nie. Dalk op hierdie aarde. Maar die oomblik wat jy jou laaste asem hier uitblaas, neem jy jou eerste hemelse asem in. Jy is dit gewaarborg. As die Here Jesus nie die dood oorwin het nie, dan het ons eintlik geen doel op hierdie aarde gedien. Want ons leef mos met hoop. Ons leef met hierdie hoop dat die Here nou by ons is. Dat hy nou vir ons krag gee. Dat hy nou met ons besig is. Maar ons het die versekering, dit wat ons op hierdie aarde beleef en ervaar, is tydelik. Alles gaan verby. En eendag gaan ons by hom wees. Vir ewig. Sonder enige van hierdie bekommernisse, sonder enige van hierdie slegte dinge wat met ons gebeur. Nou, hoekom is ons so ondankbaar? Hoekom laat ons toe dat ons die wêreld en die lewe so ernstig opneem en so obsessief, woedend, hartseer, kwaad word oor aardse dinge wat met ons gebeur? Dit gaan met ons almal gebeur. Die vraag is, waaraan hou jy vas? Hy sê dit, hy sê bome van redding, om die Here se naam roemryk te maak. Ons is bome van redding vir ander mense. En die doel daarvan is om die Here se naam groot te maak. Mag jy dan, waar jy ook al is, of jy by Mara was, of is, of kom, mag jou geloof jou red, mag jy op die Here vertrou, en mag jy weet wat jou identiteit is, en wie jou identiteit is, sodat jy 'n boom van redding kan wees, want jou oase is vir jou gewaarborg. Amen. Ons almagtige Here, ons raak partykeer skaam oor ons menslike klein gelowigheid. Dat ons so min op U vertrou, Here, en dat ons vertroue op soveel ander plekke plaas, Here, behalwe in U. Dat ons weghardloop van U af wanneer ons juis op U moet vertrou, Here. Ek kom bid met my hele hart dat U Gees in ons harte sal werk. Deurentyd hier op hierdie aarde, Here. Help ons om bome van redding te wees. Die lote wat U geplant het, Here, want U het lankal reeds gesê, jy is myne. U het lankal vir ons gesê aan wie ons behoort.
U het lankal reeds vir ons gesê wie ons is. Mag ons dit uitleef, Here. Dat ons nie soos Maras lewe nie, Here, maar soos Naomi's. Dat ons bome van redding sal wees, lote wat gegroei het, want U het ons geplant. En mag ons 'n verskil maak, Here, in ons gesindheid en ons geloof in die lewe van ander. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ons gaan nou geleentheid hê om die Here met ons dankoffers te dien. En nou onthou nou, as jy verjaar, asseblief waai vir my groot, dat ek daar by jou 'n draadjie kan kom maak. En dan na dit sal ons die seën uitspreek. Dankie. Ek het inderdaad iets nagelaat, iemand het my so pas herinner. Julle moet op my skree, julle moet onthou, nee. Ek sê altyd skree op my, ek spring vinnig, nee, maar partykeer vergeet ek maklik. Ek het nie hierdie kers doodgeblaas nie. Dis lydenstyd. Ons tel die tyd af, wat ons Here se sterfte en se opstanding herdenk. Wat ons kom sê, wie is ons Here? Ons Here is die Here wat die dood oorwin het. Wie is ons? Ons is erfgename. Ons sterf en oorwin die dood en alles op hierdie aarde saam met hom. Ek gaan nou die kers doodblaas en dan wil ek sommer so 'n oomblik gee vir stilte tyd. Net dat jy so 'n bietjie rustig raak in die teenwoordigheid van die Here en vir jouself sê, wie is jy? Is jy nog 'n loot of
is jy al 'n boom van redding. Wat wil jy wees? Want jy weet wie God is. Bome van redding, ontvang die seën van die Here. Mag jy daar waar jy is in jou lewe, elke oomblik bewus wees van die teenwoordigheid van ons almagtige God en Vader. Die genade van ons Here Jesus Christus en die permanente teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou en om jou, waar ook al jy gaan. Amen. Ons slotlied, liedboek 292, my enigste troos. My enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. En wat 'n wonderlike troos is dit nie? Dit is ons troos, laat ons dit wees vir ander.